Goeiemôre gemeente. Voor ek vir ons Psalm 15 gaan voorhou, wil ek net vra as daar iemand is wat iets het vier of iets het wat jy voel, maar ek het vanoggend nodig om daai kers aan te steek, want wat vir my 'n teken is van God se lig en God se vrede en God wat hier by ons is. Wil ek vra dat as jy nou al begin dink daaraan, dat jy net vir my so aanduiding gee, en na Psalm 15, dat jy dan sal vorentoe kom en vir ons die kers sal aansteek, dis nou die groot kers, en daar is 'n vierhoutjies daar so by dit. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy, sy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy of haar hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy of haar medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy of sy wat die verag wat deur die Here verwerp is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy of haar woord hou, selfs tot sy of haar eie skade, sy of haar geld nie op rente uitleen nie, en hom of haar nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Dankie Adrian. Luister, dis maar boon hier as. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. As ons die woorde hoor van Psalm 15 wat ons gelees het, dan beskryf dit mense met integriteit wat hulle woord hou, selfs tot hulle eie nadeel. En as ons hierdie uitspraak hoor van Psalm 15, dan kom daar met een so huiwering by jou, om tot die Here te nader en selfs hier te wees in sy teenwoordigheid, soos het ons bely, hy is, en aan die kers wat ook die teken daarvan is. Maar as ons lees in Psalm 15, dan kom die Here ook, en hy kom nooi ons om juis nader te kom tot hom, want sy genade is vir ons elke dag nuut, selfs vanoggend. In Jesaja 1 vers 18 sê die Here, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu, al was julle purperrooi, sal julle wit word soos wol. Die Here nooi vir my en jou om in hierdie ruimte, waar hy teenwoordig is, met jou hele hart nou tot hom te nader. Nader tot die Here, hy sal getrou ook nader tot jou, nader tot die Here, naby aan ons Here, naby aan ons Here. Verkeer is hy naby aan ons Here.
ons is in die Here se teenwoordigheid. Ons wil vir julle as kinders ook baie welkom sê. So ek wil vra, wie van julle is bereid om vir my iets te doen? Kom jy sommer. Jy moet nou vir my. Jy gaan nou iets doen hiervoor. Sê gou vir my, sien jy daai geskenk? Wie van julle hou van geskenke? Wat sal julle dink is in daai geskenk? Tel jy gou vir my daai geskenk op en tel hom so 'n bietjie op, net so dan voel jy dit bietjie. Net so die boksie optel. Wat dink jy kan daarin wees? Lekkers. Wat sal jy graag in daai boks wil sien? Een akedus. Die arme ding is nou nie meer 'n akedus nie, hy's nou akedood. Want daar's nie eens plek om asem te haal nie. Maar as jy nou dink wat jy graag in daai Kersfees, daai verjaarsdag geskenkboks, Kersfeesboks, daai wat jy graag wil hê. En hy het nou gevoel, sê gou vir my, is hy 'n bietjie swaar. So dit voel as waar nogal iets regtig in is. Ek wil hê jy moet vir ons daai boks oopmaak. Nou, jy kan daai skerp vat en knip jy net daai stryk en dan kan jy hom oopmaak en dan wys jy vir ons wat is in daai boks. Haal uit wat daarin is. Net die een ding wat daarin is, wat jy sien wat die haas. Dit wat daarin is, sit die boks neer en kyk jy gou. En klippe. En haal uit 'n bietjie daai kruis. Wie van julle sou verwag het dat dit in daai boks sou gewees het? Dis nou nie iets wat jy eintlik sou wou gehad het nie, nee. Dit is nou nie, as mens dink aan, is nou nie regtig 'n geskenk nie. Party mense sê nou gesê het, so jy kan nou daai kruis eers vir jou hou, en dan kan jy nou daai boks neersit, dan kan jy weer gaan sit daarso. Nou as jy dink aan hierdie geskenk wat nou so jou aandag getrek het, en jy het nou gehoop, en hy het gedink daar's lekkers in, en sy verwagting was groot, totdat hy die boks oopgemaak het en gesien het, nou is net 'n kruisie. Dis al wat daarin is 'n kruisie. Nou vir party mense sou dit nou die stupidste geskenk wees ooit. Dis nou 'n dom geskenk. Dit is nou iets doms om te gee. En dan kan 'n mens sê, jene, dit is nie eers iets van waarde nie. Ek het nou gehoop daar's iets waardevol daarin, en as ek nou kyk is dit 'n houtkruisie. Dit het nie eens waarde nie. Wat kan ek hiermee maak? En dit is, daai kruis is hoe mense gevoel het. En as Paulus vir hulle skryf, en ons gaan vandag 'n bietjie lees daaroor, en julle gaan nou onderkant juis werk oor die woord vergifnis, wat eintlik verwys na die kruis. As 'n mens dink aan die kruis, dan was die kruis vir baie mense 'n dom ding. Iets stupids. Dis nie eens waardevol nie, daar's nie eens krag daarin nie, dis 'n kruisie, dis 'n kruis. En dan dink 'n mens onmiddellik van, maar hoe kan hierdie ooit enigstens hierdie kruis, en hierdie mense gedink dat hierdie Jesus wat aan 'n kruis sterf, en as ons dink aan die kruis, hoe kon dit enigstens iets wees van krag en van waarde? Ek meen, hoe kan iemand vir iemand help deur vir iemand te sterf? Hoe is dit moontlik? En dit kom voor as dwaas. Maar God sê vir my en jou, dat ons anderste moet kyk, en met nuwe oë moet kyk. En ons gaan van juis vanoggend hier in die erediens gaan ons met die praat oor 'n ander manier van kyk na die mense sê, as hulle na die kruis kyk, dan sien hulle dwaasheid, hulle sien juis nie krag nie, maar juis dit is die grootste krag van God, dis God se krag. So kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie dat U ons so lief het, dat U vir ons aan 'n kruis gesterf het in ons plek. Here, gee dat ons anderste sal kyk na die mense om ons, dat ons deur die kruis na mense sal kyk en hulle anderste sal beleef. Amen. Ons gaan julle verskoon dat julle het nog so baie wat julle nog onder wil gaan doen, so julle kan afbeweeg. Terwyl hulle dan uitbeweeg, wil ek vra dat ons sal staan en lied 162 verse 1, 2 en 3.
Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ons wil graag van al u dade en u liefde hoor en ons doen dit juis deur u woord. Dankie dat u vir ons u woord gee en dat ons deur u woord u al beter kan leer ken. Here, u is die grootte God. Die feit dat u ons by mekaar roep as broers en susters om in u teenwoordigheid te wees, u die Almagtige. Ons is nie werd om u te wees nie, Here, maar tog roep u vir ons in die toestand en in die moment wat ons is. Kom jy en jy roep ons en jy sê vir ons, kom na my toe. Here, en ons kan nie anders as om u naam groot te maak. U is die grootte God. En ons wil vir u gee al die eer. Amen. Ek wil vra dat daar waar jy sit, ons lied 190, verse 1, 2 en 3 dan sal sing. Ons teksgedeelte vir oggend, 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31, en gaan ons aan van verlede week, en is ons nog steeds in die Korintiërs brief besig. Ek wil vra dat jy net daar, soos ons gewoonte is, met jou hande oop op jou skoot sal sit, en ons die Here sal vra om ons harte ontvanklik te maak, ook dan vir sy woord. Here Jesus, wanneer die woord so oop is, die bord, die woorde gaan verskyn, wil ons vra dat u die woord ook sal oopbreek binne in ons harte, en dat u die woord sal skryf op ons harte, dat ons nie sal vergeet wat u vir ons vandag wil sê nie, en dat ons nie die hoorders daarvan sal wees nie, maar juist dit gaan doen, Here. Here, waar ons vanoggend ook Paulus se woorde lees, waar hy ons oproep om vir ons te sê, sien die kruis en kyk anders, mag ons u sien, Here, en mag ons vanuit die kruis mekaar hanteer en ook so leef. Amen. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31 en dit klink as volg. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld?
Het God dan nie net die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid en van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers en susters, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyse, nie baie invloedrykes of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaasheid van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrikes en die veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wat wel iets was tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het van God, die wysheid geword het wat van God kom, regverdiging sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Ek wil jy moet gou so kyk na die volgende prent. Sien jy iets verkeerd daarmee? As jy mooi kyk, sal jy sien dat die wêreldkaart onderste bo is. En baie keer as ons die wêreldkaart so onderste bo sien, dan wil ons dit onmiddellik reg draai en dan kry ons so ongemaklikheid, want dit is nie hoe dit moet wees nie. Want Afrika is nou bo en Europa hang onder en dit kan nie so wees nie. En dit voel verkeerd. En baie mense sê dan ook, dis nie reg nie, draai die ding reg. Maar dan besef jy, dat daar is iets belangrik. Die kaart is nie verkeerd nie. Jou verwagting van hoe die kaart gedraai moet word, is verkeerd. En daar is geen natuurlike bo of onder eintlik by die kaart nie. Ons het net gewoond geraak aan een manier om daarna te kyk. Sien, ons lewe in 'n wêreld waar mense daarvan hou om slim te wees, sterk te wees en reg te wees. Mense vra baie keer, wat weet jy, wat het jy bereik en hoe belangrik is jy? Maar vanoggend hoor ons in die teks dat daar iets omgekeer word, dat alles eintlik onderste bo gedraai word. En dit laat my dink aan die oproer wat in Thessalonika was in Handelinge 17. Want as ons kyk na die kaart wat ek en jy heeltyd omdraai, wil ek hê dat jy vanoggend ook deur die Gees, die Here jou hart en jou kop sal omdraai, deur anderste te dink, anderste te kyk en ook anderste dan op te tree. Die Handelinge 17 gedeelte wil ek graag vir jou nou lees, wat sê, Paulus hulle het deur Amfipolis en Apollonie van Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan op die 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood uit moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'n Groot aantal godsvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp nikswerk leegleers 'n betoging op tou gesit wat die stad in beroering gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skree: dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. En kan jy ook dit insit, dit is die mense wat die wêreld op sy kop draai.
Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. So, as jy kyk na hierdie gedeelte, dan wil ek jou weer terugbring na die wêreldkaart van vroeër. Die oomblik wanneer jy die kaart omdraai, sien jy dieselfde wêreld, maar met nuwe oë. Wat voorheen sentraal was, lyk skielik minder belangrik. Wat afgeskeep was, kom met eens na vore. Paulus sê vir die Korintiërs, die kruis werk presies net so. Vir die wêreld lyk dit verkeerd. Lyk dit na waansin. 'n gekruisigde Messias. Krag deur swakheid, maak nie sin nie. Oorwinning deur verlies, beslis nie soos die wêreld dink nie. Paulus sê vir die Korintiërs, die kruis is juis 'n manier wat ons anders te moet kyk na God. Die boodskap van die kruis is vir die wat verlore gaan, vir hulle is dit wel onsin, waansin, ja, selfs dwaasheid. Maar vir die wat gered word, sê hy, is dit juis die krag van God. Met ander woorde, wat vir die wêreld dom lyk, gebruik God om mense mee te red. En dit is hoekom die mense dit afgemaak het, Jesus se kruisiging, en hulle nie kon verstaan, waaroor gaan dit? Want hierdie is dan die Messias, en hierdie is nou die een wat ons sal kom verlos, en hy doen dit op 'n manier, wat in stryd is met hoe ons glo, sien en dink, oor hoe verlossing moet gebeur. Hy moet kom met strydwaansin, hy moet kom met perde, en hy moet kom met 'n groot oorlogsgroep. Hy moet kom met 'n manier wat hierdie wêreld waarin hulle geleef het, op sy onderste bo moet ruk, en eintlik die keiser en al die adellikes, moet hy van hulle trone afruk. Dit is wat hy moet doen. Maar nee, hy kom, en hy kom hang aan 'n kruis. Hy kom gee as te ware al sy mag prys, dat mense hom gevange kan neem en aan 'n kruis kan vasspyker. Die kruis lyk swak, maar tog is dit die reddingskrag van God. Die kruis was nie mooi nie. Inteendeel, die kruis was 'n teken van van 'n vloek gewees. Want daar het gestaan, vervloek is die een wat aan 'n kruis hang, wat aan 'n boom opgehang word. Vir baie mense het dit geen sin gemaak dat God se seun so moes laat sterf het nie. Maar Paulus sê vir ons wat glo, het dit juis anders geraak. Het ons vir God daarin raak gesien en het ons God se krag beleef. Nie ons goeie dade, nie ons slim planne, nie ons geloofsprestasies nie. Nee, net die kruis. Die kruis sê vir my en jou, ek kan myself nie red nie, maar God kan. God se wysheid is anders as ons. God sê in sy woord, ek sal die wysheid van die wyses vernietig, tot niet maak. En dan is dit 'n gedeelte wat Paulus uithaal uit Jesaja 29 uit. Wat hy eintlik sê is, menslike slimheid kan glad nie en geheel nie jou by God uitbring nie. Jy kan alles weet, jy kan selfs alles verstaan, en jy kan selfs die beste redenasie hê. Jy mag ook mag hê dat mense voor jou gebuig aankom, en dan steeds verlore gaan. Want God het besluit dat mense nie deur hulle slim praatjies gered sal word nie, maar deur slegs geloof in Jesus Christus alleen. God kom nie na ons met 'n eksamen nie, wat ek en jy moet aflê en deurkom nie. Hy kom na my en jou toe met 'n kruis, wat vir jou vra, aanvaar jy? En dit laat 'n mens dink aan die gesprek wat Jesus met Nikodemus het, as Nikodemus vra, wat moet ek doen om gered te word? En dan begin die Here met hom praat,
En hy vat hom terug na dit wat in Moses se tyd gebeur het, waar die slange tussen die mense ingegaan het en ingestuur was en die mense gepik het en almal die gif in hulle liggame gehad het en Moses na die Here toe gaan en vra, wat moet ons doen, Here? En die Here sê vir hom om juis 'n koperslang te maak en dit op te rig op 'n paal en almal wat na die slang kyk en glo dat hulle gesond sal word, sal dan genees word. As die Here vir my en jou vandag, vra hy vir my en jou ook, is jy bereid om net jou geloof in my te plaas? Is jy bereid om net jou vertroue in my te sit en nie op jou eie insigte staat te maak nie? Mense soek tekens en wysheid, lees ons, maar God gee vir ons 'n verlosser. Die Jode wou wondertekens sien, die Grieke wou slim redenasies hoor, maar God gee vir albei dieselfde antwoord, 'n Messias aan 'n kruis. Vir sommige was dit juis aanstootlik, veral vir die Jode, vir die ander belaglik, soos die Grieke. Maar vir die wat geroep is, sê Paulus, is Christus die krag van God en juis die wysheid van God. Wat swak lyk, is sterker as mense, wat dom klink, is wyser as mense. En om hierdie dinge te begryp, vra dat ons anderste sal begin kyk. Maar die vraag is, hoe kyk ek anders? Want as ons kyk na die wêreldkaart wat ons nou net omgedraai het, en dit vra dat ek anderste sal dink, roep die gedeelte in 1 Korintiërs ons op om anderste te kyk na die kruis. Maar die vraag is net, hoe doen ek dit? Beteken dit net ek moet 'n mindset verander? Moet ek net anderste begin optree? Nee. En ek dink dit is waar die groot gedeelte kom. Want as Paulus hier vir hulle skrywe, dan skryf hy juis vir hulle oor 'n verandering wat binne-in moet gebeur. In Romeine 12 lees ons, en nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wat hy vir hulle sê is, dit gaan nie oor om net 'n mindset, om net jou gedagtes te verander en net te sê, ek gaan nou anders te begin dink nie. Nee, dit begin deur jouself vir Christus te gee. Jouself te gee as 'n heilige offer en die Here te vra dat hy deur sy gees jou sal help om anders te dink. Dis hy wat die verandering teweeg bring. En is hy wat maak dat ek en jy anders sien. En omdat ons anders begin sien en anders begin dink, sal ons dan ook daaruit anders begin optree. Baie keer voel ons net dat ons net vandag oor gaan begin. En dan sê ons baie keer, to turn over a new leaf. En ding ons gaan net 'n bladsytjie oorslaan. Maar as ek aan die einde van die dag myself kry, dan doen ek presies weer wat ek gedoen het. En dis hoekom as Paulus vir hulle hier sê, dan sê hy vir hulle, hierdie binne in ons, bly die kruis vir ons, menslik gesproke, dwaas. En as jy jouself bevind, dan is jy weer daar. Maar is net die Here se gees wat jou kan oortuig en jou kan bring tot die punt van geloof, dat jy weet, dis die krag van God. En dit was tot my redding gewees. Wanneer God ons denke omdraai of vernuwe, soos wat hy sê in Romeine 12 vers 2, dis dan, wanneer die dwaasheid, waarna die wêreld verwys, intree. Want vir die wêreld lyk jy en klink jy ewe skielik dwaas, om aan dit te glo. Om jou hele lewe te gee, en te wy,
aan iets wat mense sê hulle nie eers kan sien nie. Dis dwaas. En sê mense vir jou, gebruik jou gesonde verstand. Veral as dit by dinge kom soos jou finansies en jy bid daaroor en jy op 'n manier jou finansies gebruik deur die Here wat vir jou wys hoe om dit te gebruik, sal mense vir jou sê nee, gebruik net jou gesonde verstand. En dan wonder mense, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom gee jy sekere dinge prys? Hoekom tree jy op sekere maniere op? Vir hulle lyk dit nou soos dwaasheid. Maar dit is omdat daar iets in jou gebeur het deur God se krag. Die evangelie vra nie dat ons slimmer moet kyk nie, maar dat ons juis anders moet kyk. Paulus sê vir die gemeente ook daar, en sê hy, julle is nie die vooraanstaandes nie, julle is eintlik nie die slimmes nie. En dan sê hy vir hulle, hierdie gemeente aan wie hy skryf, kan dit nou weer op 'n ander manier kom, want hulle kan op 'n stadium glo nou weer, okay, ek is eintlik nie dwaas nie, vir hulle lyk ek dwaas, maar ek is eintlik slim, omdat ek die evangelie vang en snap. Maar dit kan ook 'n hoogmoed in my teweegbring, en almal wat dan slim, en almal wat nie verstaan nie, kan ek op neerkyk, en dit is hoekom Paulus dan vir hulle sê, moet asseblief nie, dat dit die roem begin raak nie. Want as jy wil roem, roem in Christus. Roem nie in die feit dat jy die evangelie nou gesnap het, en jy eintlik, sonder dat jy dit besef, 'n stukkie geestelike hoogmoed begin kry nie. Nee, hy sê, wanneer jy wil roem, roem dan in Christus. Want die boodskap van die kruis is immer dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. En as goeters, as ons hier dit lees, dan is dit baie keer dinge wat ons nie lekker verstaan nie, wat ons in die geloof aanneem. Vanoggend het ons die voorreg om ook 'n baba te doop. Hy verstaan ook nie waaroor dit gaan nie. Mamma en pappa verstaan. Omdat hulle lewe vir die Here gee en hulle maak hom ook dan groot na die wil van God. En baie keer sê ons, maar ek moet eers verstaan voor ek iets kan doen. Die Here sê, nee, gee net jouself. Ek sal daai verstaan binne in jou bewerkstellig. Vanoggend word Gideon Adrian Visser dan ten doop gebring, en gaan ek dan nou onder te beweeg, en vra ek dan ook vir die ouers vorentoe te kom, Wynand en Tia. Ek wil graag dan die formulier vir die bediening van die doop aan die kinders van gelowiges vir ons voorhou. Die betekenis van die doop, God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawe van God verdien nie, want ons sonde, waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf, soos ons vanoggend ook gelees en gehoor het in 1 Korintiërs. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan ook maklik verkeerd verstaan word. Dis nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. En dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie.
Gideon het al reeds 'n naam. Dit gaan by die doop oor God wat hom in liefde aan mense verbind. En soos ons met mekaar gesels het, dit is die groot gedeelte daarvan, dat die Here hom verbind en sê, ek wil vir jou 'n God wees, sal jy vir my 'n volk wees. Nou, vanoggend word Gideon Adrian Visser dan ook hier in ons teenwoordigheid gedoop, en wil ek dan vra dat ons, wanneer Gideon ingebring word, lied 287 verse 3 dan sal sing. Juf, ja nee, met omtrent swaar dra. Hy is amper so groot soos jy. Ek gaan dan die volgende stel. Glo jy dat die leer, soos ons in die Ou en Nuwe Testament vervat is, en wat in die belydenisskrifte van ons kerk en die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? En beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? En bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? En glo jy in God die Vader wat jou versorg, bewaar en liefhet? Glo jy in Jesus Christus wat vir jou sonde aan die kruis gesterf het? Glo jy in die Heilige Gees wat in jou woon en wat jou rig en lei om volgens die wil van God te lewe? En bely jy dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Ek wil dan nou vra dat wat julle sopas gehoor het, dat ons nou sal opstaan en as gemeente saam die belydenis van ons geloof hardop sal sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Bousie, gaan jy hom so vashou? Wil jy hom so vashou? As. Hallo, wat sê jy, Gideontjie? Kom jy nader staan. Gideon Adrian Visser, ek doop jy in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Voor ons die ouers se belofte, wil ek hê dat ons die oë sal sluit en vir die klein mannetjie bid. Here Jesus, wil U met Gideon wees, dat hy van kleins af sal weet hoe lief U hom het, dat hy elke dag meer en meer van U sal leer en op 'n punt sal kom in sy lewe wat hy sal sê, Here, ek het U ook met my hele lewe lief. Hier is my alles. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om soos gemeente, soos broers en susters, ooms en tannies hier te kan wees en dit te kan sien. Amen. Nou, beloftes. Beloof jy om hierdie kindjie, soos hy groter word, oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig? Beloof jy om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid? En beloof jy om hom te help om God se beloftes sy eie te maak? Nou, Gideontjie, jy is nou die kleinste dooplidmaat. Jy's nou 'n dooplidmaat. So jy kan hom maar so, hoe het hulle mos gemaak in daai film Zimba, jy kan hom maar vir die gemeente wys hoe lyk hulle nuwe lidmaat. Ek wil vra dat ons dan lied 290 dan sal saam sing. Ek wil dan nou die familie nooi, dat as jy voel jy wil hier voorkom staan, dat jy hier voor kan kom staan en ons wil graag dan as 'n gemeente ook 'n seëngebed vir julle sing. Want hierdie klein mannetjie, die hele familie vat verantwoordelikheid vir sy geestelike lewe en vir sy geestelike opgroei ook. So ek nooi julle graag uit, kom staan vir ons as familie ook hier voor, as jy voel jy wil, en dan gaan ons sommer dan as gemeente vir u 'n seën op u lewe sing. Julle kan soos staan. Julle kan soos tussen hulle staan. Ek wil dan nou vra dat u hand sal uitstrek as 'n seën en dan sing ons vir hulle die volgende seëngebed. Ek wil hê nou net vir my gou oorgee aan Tia.
En dan gaan ek vra dat jy net vir ons so klein bietjie skryf dat jy vir ons daai kers sal aansteek daar by daai kers. Dit is nou sy doopkers. So die kers se datum is daarop en elke jaar hierdie tyd dan steek jy die kers aan en vertel vir hom waaroor die inhoud van die doop en hoe lief die Here hom het. Mag jy daai voorbeeld elke dag vir hom leef. Dankie. En daai kers is dan die teken van die Here se lig ook in sy lewe. En mag jy dit elke jaar vier en mag hy weet hoe geliefd hy is en Meandi ook. En mag jy as 'n gesin die Here se liefde elke dag ervaar. Ek gaan maar weer doodplaas en dan is daar ook hier is daar vir jou 'n Bybel. En dan die doopsel. En hierdie Bybel wat ons vir julle gee, dit is dan ook Gideon se Bybel. Ons weet hy's nog te klein om dit te lees, maar daar gaan 'n tyd kom wanneer hy dit kan lees, die inhoud en dan die inhoud daarvan ook, so die Here sal leer ken. En mag julle van kleins af ook vir hom voorlees, sodat hy op 'n stadium dit self kan lees. So daar, en dan is dit ook julle doopsel. Ek wil dan nou geleentheid gee vir ons offergawes. Julle kan weer gaan sit. Dankie. Sterkte vir jou. Allison, ek gaan vra dat ons net die eerste vers gaan sing ter wille van tyd. Net die eerste vers van lied 585, net die eerste vers. Ek wil vra dat ons sal staan en dan sal bly staan vir lied 585 verse 1 en dan gaan ons bly staan dan ook vir die seënbede en dan vir die amen lied waar ons na mekaar toe draai en dan sing ons dit vir mekaar as 'n seën vir mekaar. Mag God jou seën met wysheid wat verander na dwaasheid lyk. Mag God die wysheid van Christus in jou hart laat woon en mag God jou die genade gee om in die Here Jesus alleen te roem. Amen.